Goeiedag, Yeshua leer ons bid, Vader gee ons daaglikse brood. Dis my gebed dat Yeshua vandag vir ons sal leer en vandag vir ons vars manne uit sy troonkamer sal gee, ons koning, ons skepper. So ons is besig om te kyk na die wapenrusting wat Abba Vader vir ons gegee het en die 5de wapenrusting is die helm. In Efesiërs 6 vers 17 sê Paulus, en neem aan die helm van verlossing. Hoekom sit mens 'n helm op jou kop? Of hoekom sit jy 'n helmet op jou kop? Om jou kop te beskerm, nee. Dis 'n landswet as jy nou deesdae fietsry, maar veral as jy motorfietsry, dan moet jy 'n helmet opsit. Dis daar vir beskerming. Nou in 'n oorlog was dit nie anders nie. In 'n oorlog was die helm die beskerming wat jou kop uiters noodsaaklik was wanneer jy in oorlog was, wanneer daar's pyle wat vlieg en selfs in nabye gevegskontak met die vyand is die helm van kardinale belang, want iemand sal jou sommer met 'n graaf of met 'n boomstomp of wat ook al oor die kop slaan. Die Romeinse soldate het 'n metaalsterkte helm gedra en sommiges het selfs bronsstukke aangebring by die ore om die ore te beskerm. Nou die helm was ook met olie gevryf en gepolitoer om te verseker dat die metaal glad genoeg was, sodat houe van swaarde, knippels en byle afgekeer kon word wanneer dit met die helm in kontak kom. Nou die helm waarna verwys word in die woord is vir die beskerming tydens geestelike gevegte in ons daaglikse lewens. Vir die Romeinse soldaat sou 'n hou teen sy hoof met 'n kierie of 'n knippel sou sy skedel kon beskadig en sou selfs tot die dood toe gelei het. En dis wanneer Paulus sê dat ons dis hoekom Paulus sê dat ons die helm van verlossing moet aanneem. Hy sê ons moet dit aanneem. Dan bedoel hy dat daar soms sulke geweldige aanslae teen ons geestelike lewens gaan kom. En daarom moet ons hierdie helm aantrek. Dat wanneer hierdie vyand ons aanval, dat dit ons nie kan verwoes nie en dat hierdie helm ons kan beskerm. Die helm van verlossing word dit dan genoem. Nou, hou in gedagte dat 'n helm absorbeer slegs die aanslae wat na ons kant toe kom, sodat ons nie vernietig word nie. En hierdie houe en aanslae kom nog steeds, want helms verhoed nie aanslaan nie, maar verhoed dat die aanslag my en jou sal vernietig. Die aanslag gaan kom. Yeshua het ons gesê, die verdrukking sal kom. So wat beskerm hierdie helm van verlossing waarvan Paulus praat? Die helm beskerm ons gedagtes. Onthou, aanvalle van die vyand is gemik daarop om ons moedeloos te maak. Die vyand se aanvalle is gemik daarop om ons te stop. Om ons moedeloos te maak en te sê, maar om op te gee, te quit. Ons geloof in ons skepper is wat ons daardie geloof gee, nee. Ons het gekyk na die skild van geloof, maar die helm van verlossing op ons hoof sê, maak nie saak watter aanslag teen my kom nie, deur die bloed van die lam, die verlossing, die helm van verlosser, so hierdie helm van verlossing op die hoof sê, maak nie saak watter aanslag teen my kom nie, deur die bloed van die lam is ek deel van die grootste koninkryk en deur die prys wat my koning betaal het, is daar oorwinning. En dit is wat in hierdie gedagtes moet wees. Maak nie saak waardeur ek en jy gaan nie. Maak nie saak hoe die aanslag is nie. Yeshua het die prys betaal en ek en jy is well abled en daar sal oorwinning wees deur hom wat die prys betaal het. Jy sien, as Yeshua jou verlosser en saligmaker is, moet jy nog steeds die helm opsit. Ons moet ons gedagtes rig op die prys wat Yeshua betaal het. Ons het nodig om dit elke dag te doen. En soos wat jy die helm opsit, jou gedagtes reinig deur vir jouself te sê, maar daar is reeds oorwinning in Yeshua wat die prys betaal het. En dis waar ons fokus in die oorlog moet wees. Ten alle tye. Die vyand wil probeer om ons moedeloos te maak. Die vyand wil probeer om ons te stop, maar ons moet weet Yeshua het reeds die prys betaal en dit is hoekom dit die helm van verlossing is. En daarom sê Paulus, trek die helm van verlossing aan. Ons het nodig, soos ons veg,
ons gedagtes te vernuwe, want Paulus sê in Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. En daarom moet ons elke dag vir Abba Vader vra, Vader, ek trek hierdie helm aan. Vader, kom hernie my gedagtes. Ek wil gefokus wees op die prys wat Yeshua betaal het, en dit is my oorwinning, en daarop fokus ek. Ek fokus nie op die pyn of die omstandighede of die pyle, ek fokus op U Yeshua, wat reeds die prys betaal het. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die wapenrusting, dankie vir die helm van verlossing, dankie Koning Yeshua vir die prys wat U betaal het. En vandag, wat 'n nuwe dag is, 'n geskenk van U, kom ek met 'n lofoffer, met 'n dankoffer na U toe, en ek sê dankie, Yeshua, vir die prys wat U betaal het, vir die oorwinning wat U bring. Ek loof en ek prys U. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotevawai. Amen. Shalom.